Die Here bewaar almal wat hom liefhet, maar hy verdelg al die goddelose. My mond sal die lof van die Here uitspreek, en laat alle vlees sy heilige naam loof, vir ewig en vir altyd. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus sy Seun alleenlik, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek gaan u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Filippense hoofstuk 2. Filippense hoofstuk 2, die gedeelte wat ons gaan hanteer, is vir my uit en uit die mooiste gedeelte in die Bybel. Mens kry nie mooier as dit nie. Met die vermaning in vers 5. Die vermaning in vers 5 wat vir ons leer, waar Paulus sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En dan vanaf vers 6 beskryf hy hierdie gesindheid wat in Jesus was, en dit wat in ons ook behoort te wees. Ons lees vanaf vers 1. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Christus Jesus was. Hy, verwys na Jesus, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. En 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Net tot sover die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Ek nooi julle staan saam met my, dan verenig ons ook in gebed. Here Jesus, dit is so wonderlik om u woord oop te kan maak en net weer herinner te kan word van dit wat u 2000 jaar terug vir ons gedoen het. Ja, Here Jesus, dat u self gehoorsaam was aan die wil van God. Nie vir u self nie, maar vir elkeen van ons. En wanneer ons u woord bestudeer, o Here, dan sien ons die implikasies ook so van die kruis, wat die kruis vir ons kom doen het. En Here, as ons terugkyk na die Ou Testament, dan sien ons dat deur die kruis het daar ook vir ons genesing gekom. En Here, wanneer ons dink aan genesing, dan kan ons nie anderste, o Here, om net weer ons mensies voor u voete te kom neerlaat nie. Dink aan Tannie Hannetjie. Dink aan Tannie Marietjie. Ons kan nie dink, Here, wat in haar gemoed aan die gang is na daardie slegte nuus nie. Ons is dankbaar, Here, dat Kosie hier is. Ons is dankbaar, Here, dat dit beter gaan met Raldi. Ons bid nog, Here, in erns vir Tannie Valerie, vir hom Louis. Ons is dankbaar, Here, dat dit goed gegaan het met Tannie Annetjie.
En in en deur dit, Here, wil ons niks daarvan vir onsself neem nie. Maar ons bring U die lof, die eer en die aanbidding, omdat o Here Jesus, U vir ons aan die kruis gesterf het daarvoor. Uit en uit die woorde wat U gesê het, sonder my kan julle niks doen nie, want Here Jesus, U het ook geweet dat U aan die kruis uiteindelik sou sterf. En nou, Here Jesus, raak ons stil voor die kruis. Wanneer ons veral hierdie tema nou gaan hanteer, sal U, o Here, net weer vir ons op 'n plek bring waar ons besef wat U daar gedoen het, hoe U daar gekom het, en wat dit vir ieder en elkeen van ons ook so moet beteken. Sal ons die waarde daarvan insien? Sal ons dit in ons lewens kom toepas? Sal ons deur die kruis in 'n tyd soos hierdie verander word? Sal ons ook op 'n plek kom soos Paulus waar ons sê dat ek is saam met Christus gekruisig. Baie dankie Here vir U goedheid. Baie dankie Here vir U guns. En dankie Here dat ons dit alles nou by die kruis kan kom neerlaat. Want ons weet en ons verstaan dat U wat die goeie werk begin het. Ja Here, U is die een wat dit sal volëindig tot op die dag van ons verlossing. Here, Here Jesus vir U lieflike naam. Amen. Vers 8 sê, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Kosbaar om net daardie woorde weer te kom hoor. Gehoorsaam te word tot die dood van die kruis. Geliefdes, na aanleiding van dit wil ons graag met U praat onder die tema, die 7 kruiswoorde van die Here Jesus. En ek wil van die staanspoort af sê, dat in hierdie boodskap wil ons geen afbreek maak op die woorde wat die Here Jesus hier op aarde gepreek het voor die kruis nie. Dis glad nie ons intensie nie, dis glad nie ons motief nie. Wanneer ons na die leringe en die teologiese waarhede kyk en die prediking wat die Here Jesus aan die mens kom deel het, is dit noodsaaklik om aan daardie dinge ook ag te gee. Maar met dit saam vind ons die verhaal van die kruis. Iets waarby geen mens verby kan kom nie. 'n Geleentheid wat in die Ou Testament aan ons geprofeteer word, 'n gebeurtenis wat die uitverkore volk van God self nie verstaan het nie. En ongelukkig, soos wat Paulus skryf van die gemeente van Korinthe, dat die kruisiging het dwaasheid geword vir baie mense. Baie mense verstaan dit nie. Baie mense verstaan nie die omvang van die kruisiging van die Here Jesus nie. So bietjie meer as 2000 jaar gelede het hierdie gebeurtenis, die kruisiging van die Here Jesus, die fondasie van die wêreld kom opruk. 'n Gebeurtenis wat die koers van die mens heel en altemal kom verander het. En met dit saam vind ons een ding. Ons vind in Jesaja die profesie, een van die profesieë, dat hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit waardeur die Here Jesus moes gaan om vir ons verlossing te bring. Verlossing vir 'n wêreld wat dit in geen manier kon verdien nie. Verlossing vir 'n wêreld wat 'n moordenaar losgelaat het en gesê het, laat Barnabas vry, maar kruisig vir Jesus. Daardie wêreld het daardie straf verdien. En die Here Jesus kom toe in genade. Daardie selfde mensdom
wat toe Jesus verby hulle geloop het, hom gespoeg het. Daardie selfde mense wat sy liggaam een totale wond gemaak het. Daardie selfde mense wat 'n doringkroon in sy skedel ingedruk het. Hulle wat gemaak het dat hy sy eie kruis dra. Hulle wat sy hande aan 'n kruishout vasgehou het, terwyl die ysterspykers deur sy hande moes deurgaan. Sy hande, sy voete deurboor. Hulle wat gestaan en gespot het, en maar net gewag het om te sien wat sou gebeur. Maar jy sien, in daardie oomblikke begin daar 'n proses. 'n Proses wat die fondasie van die aarde kom skud. Waar die mens op 'n pad sit wat hulle eintlik kan loop. Daardie moment kom verander die vooruitgang van die hele wêreld, en dit wat 2000 jaar terug gebeur het, glad en al nie meer geïgnoreer kan word nie. 'n Beginsel as te ware wat geen mens kan begryp nie, in wese kan verstaan nie. En dit is die woorde van Filippense 2 vers 6 tot en met vers 8. Hy wat in die gestalte van God was, Jesus wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hulle was saam, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Hy het aan my en jou gelyk geword. Hy wat aan dieselfde punt was as God, het mens geword. Dit wat ek en jy vandag is. En in gedaante van gevind as 'n mens, het hy homself verneder. Geliefdes, die kruisiging is nie 'n mooi prentjie nie, dis 'n prentjie van vernedering. Dis 'n prentjie waar God verafskuw word, maar nog steeds het hy gehoorsaam geword tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Vir 3 jaar het die Here Jesus hier op aarde gewandel. Vir 3 jaar het hy hulle probeer leer, hulle probeer wys maak. En daar by die kruisiging het selfs die disippels dit nie, hulle kon dit nie begryp nie. Petrus was gou om te verklaar dat hy sy hele lewe vir die Here Jesus sou gee, maar ongelukkig het die haan 3 keer gekraai. Ander het gestry oor wie aan sy linker en wie aan sy regterkant gaan sit. En die profesie is vervul. Die profesie is vervul toe die Here Jesus daardie pad gestap het na Golgotha. Dit was vervul toe hy daar aan die kruis gehang het. Die profesie is vervul toe hy sy laaste asem uitblaas en hy die offer betaal vir elke liewe mens. Die hartseer van dit alles, geliefdes, is dan die kruis vandag nog in dieselfde oog gesien word as in die oomblikke van toe die kruisiging as te ware plaasgevind het. Die kruisiging vandag en die kruis vandag is nog steeds 'n struikelblok vir die Jode. Die kruis en die kruisiging vandag is nog steeds dwaasheid vir baie mense. En ek weet nie of u al ooit by 'n sterfbed gestaan het nie. Weet nie of u al ooit daardie geleentheid kon gehad het om iemand aan die dood af te staan en geliefdes 'n persoon se laaste woorde te hoor nie. Die laaste persoon wat 'n persoon op 'n sterfbed uiter is gewoonlik waar hulle hartsprioriteite lê. Dis daar waar elke persoon terugdink aan 'n lewe wat geleef was hier op aarde. Die dankbaarheid, die herinneringe, die geleenthede wat gemis is, oomblikke wat ons dalk anders te sou wou gedoen het. Baie gebruik daardie laaste oomblik op 'n sterfbed om verskoning te vra vir die mense aan wie hulle verkeerd gedoen het. En vir baie mense is daardie laaste woorde regtig iets
wat belangrik is, iets wat ons aan koester, iets wat ons aan kan vashou. Ek geliefdes, vanmôre gaan ons kyk na die laaste woorde van die Here Jesus. Terwyl hy daar aan die kruis gehang het, het hy 7 uitsprake gemaak. 7 keer woorde geuiter, wat ook die kondisie van sy hart kom openbaar het. 7 uitsprake, geliefdes, wat ons vanmôre moet insien, dat ons staan aan die sterfbed van die Here Jesus, en hy praat vanmôre met ons. En ons gaan vir onsself moet aanvra, wat gaan ons doen met die Here Jesus se laaste woorde aan die kruis? Die eerste keer wat die Here Jesus gepraat het, het hy gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die eerste keer aan die kruis wat die Here Jesus gepraat het. Die eerste keer wat hy praat hy nie met die mense rondom hom nie. Hy bid, en hy sê vir die Vader, vergeef hulle, hierdie mense, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Aan die kruis is die Here Jesus nog steeds 'n voorbidder vir elke liewe persoon rondom hom. En waarlik, hulle het nie geweet wat hulle doen nie. Die skille het nog nie van hulle oë afgeval nie. Dit wat hulle gedoen het, was in hulle menslike raamwerk nie gesien as verkeerd nie, maar nogtans het hulle voortgegaan, alhoewel en al wat hulle oor bekommerd was die klere wat hulle onder mekaar kon verdeel. Het jy dit al beleef? As predikant beleef jy dit baie, as iemand gesterf het, dan begin almal beklei oor dit wat agterbly. Ek wil daai kas hê, ek wil daai meubelment hê, ek wil dit hê, ek wil dat hê, ek wil dit hê. Toe die Here Jesus sterf, toe werp hulle die lot oor sy laaste klere. En dit was een van die grootste dinge wat die Here Jesus hier op aarde wou bereik, was om die verskil tussen reg en verkeerd te kom wys. Die Here Jesus sê in Johannes 15, sê hy, as ek nie gekom en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Want die Here Jesus het kom praat. En geliefdes, vandag verklaar die Here Jesus nie meer dieselfde stelling nie. Daardie woorde het die Here Jesus gebid, en daardie woorde het hy heel en altemal afgesluit. Jesus bid nie meer vir die mens dat hulle sal vergewe word, omdat hulle nie weet dit wat hulle doen nie. Want geliefdes, ons almal het 'n gesonde brein, 'n gesonde verstand gekry, om die verskil te kan ken tussen reg en verkeerd. Ons almal. Ons weet wat ons moet doen. Ons weet dit wat ons in ons lewens moet regstel. Ons het hom wat aan die kruis gesterf het, juis daartoe toegelaat, sodat ons die verlossing daardeur kan kry. Geliefdes, as die Here Jesus vanmôre vir jou moes bid, wat bid hy? Wat bid hy? Bid hy dalk vanmôre vir jou ook, dat die skille van jou oë sou afval? Bid hy vir jou, geliefdes, dat jy sal los, dit wat jy moet los? Want as jy daarvan hou of nie, of jy daarin glo of nie, of jy daarmee saamstem of nie, of jy nou wil of nie, elke persoon gaan voor God staan, en niemand sal ooit kan sê dat ek het nie geweet nie. Niemand nie. Niemand nie. Ongelukkig vir ons is hierdie gebed van die Here Jesus afgesluit. Ons weet wat om te doen. Ons weet wat om te los. En ons weet vandag waar ons prioriteite moet verander. Die tweede keer toe die Here Jesus praat, sê hy, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Van sy voorbidding praat hy nou met die rower langs aan hom. Want daardie rower het 'n waarheid gesnap. Jy sien, daar aan die kruis besef 'n rower dat hy ook nie eintlik weet wat hy doen nie. Sy sondige verlede kom in herinnering, en daar aan die kruis besef hierdie man dat as ek nie gehelp word nie,
dan gaan al dit waaroor die Here Jesus gepreek het, en onthou, hy het meer gepreek oor die hel as oor die hemel, dan gaan dit dalk moontlik 'n werklikheid word in my lewe. En hy kom toon vir ons die kosbare voorbeeld van 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En geliefdes, sonder daardie reiniging van die ongeregtigheid, geliefdes, kan ons onmoontlik die hemel beerwe. Ons kan nie. Dis nie 'n manier nie. En Piet, kan ek na oom se huis toe kom en dag gaan rook in oom se sitkamer? Hoekom nie? Ek het menseregte. Nee. Oom Piet het standaarde vir sy huis. En God het standaarde vir die hemel. En geliefdes, ons kan nie ons vuil aardse standaarde eendag hemel toe vat nie. Dus was dit nodig dat hierdie man se stand verander moes word. Hy wat op pad was na die hel, is 'n man wat nou sy stand deur die Here Jesus, wat hy aan die Here Jesus oorgegee het, sy hele lewe, sy hele menswees, om uiteindelik die ewige lewe saam met Jesus te bereik. Daar aan die kruis vervul die Here Jesus sy roeping, want hy het gekom om te red die wat verlore is. Te red van wat? Te red van die hel. Hy het gekom om die weg oop te maak tot die ewigheid. En nou skryf Paulus aan Timoteus, hy sê, dis 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Net soos daardie rower het Paulus ook op 'n plek gekom waar hy besef het, dat as hy sterf in sy menslikheid, sal hy die heerlikheid van God nie sien nie. En so kom verklaar Hebreërs, so mooi. Daarom kan hy volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Geliefdes, die kruis is dwaasheid, omdat die kruis 'n kosteberekening veg. Ons kan nie net 'n kruis optel en hom dra nie. Die Here Jesus het gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Hoe lyk daardie verloning? Vers 5 van Filippense hoofstuk 2 sê, hierdie gesindheid moet in julle wees, dieselfde gesindheid wat in Jesus was. En nou verduidelik dit vir ons die mooi, hoe die Here Jesus homself ontledig het. Want dink mooi, die Here Jesus was op die troon, en hy het homself ontledig om 'n mens te word. En geliefdes, ons word nie gebore, of hoe ek al sê, met onsself, of met die Here op ons troon nie. Die rede hoekom baie mense nie by die kruis uitkom nie, is omdat hulle nog op die troon sit. Hulle het nog nie daardie ontleding gedoen nie. Daardie selfverloning, waar ek myself ontloon, om vir Jesus aan te gryp nie, want ek sit al te lekker op my eie troon. Dis my reëls, dit gaan oor hoe ek voel, dit gaan oor wat ek glo, ten spyte wat die Bybel ons leer, ons vat versies en ons maak ons eie dingetjies en daantjies. Het u al daardie woorde gehoor, vandag sal u saam met my in die paradys wees? Geliefdes, het u daardie sekerheid, dat as u sou sterwe, in 'n karongeluk vanmiddag, of hier by die kerk uit, dis nie onmoontlik nie, dat u by Jesus gaan wees? Ons almal was daardie rower aan die kruis, en ons het nodig om oor te gee, sodat ons daardie woorde kan hoor, vandag sal u saam met my in die paradys wees. Die derde uitspraak wat die Here Jesus gemaak het, het hy gesê, en toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê vir sy moeder, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis ingeneem. So terwyl die Here Jesus daar aan die kruis gelei het, was sy gedagtes nog steeds gerig op ander mense. Reg? Dink aan ons menslikheid.
Dink as ek aan die kruis gehang het, sou ek dalk gevra het, hoor, kan iemand asseblief vir my 'n pleister bring of jy weet iets om te eet of iets om te drink. Maar die Here Jesus in sy pyn, in sy moeilikheid, dink aan die ander mense. Hy sien sy moeder wat daar staan, daar saam met Johannes en hy sê vir haar, hoorie so, daar is jou seun. En vir Johannes sê hy, hoorie, dit is nou jou moeder. En volgens die wet was dit 'n vereiste van die eersgeborene om na die ouers om te sien. Jesus was gehoorsaam tot aan die Here tot aan die einde en tereg het hy verklaar waar hy gesê het, moenie dink dat ek gekom het. Laat ek seën terug. Hy sê moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. En vandag is ons nie meer onder die wet nie, ja, ons is onder die genade, maar dit plaas ons nie onder 'n minder verantwoordelikheid nie. Romeine 8 sê, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En geliefdes, wanneer ons na ons eie lewens kyk, dan moet ons onsself vra, is ek besig om die wil van God in my lewe te verwesenlik? Is ek besig om God se wil in my lewe te bereik? Het ons as te ware die dinge van die vlees neergelaat, agtergelaat, sodat die werk van die Heilige Gees in ons lewens kan volbring? Ons is vinnig om te sê, en ek veralgemeen, ek verwys nou nie net na, maar ons is baie vinnig om te sê dat ja, ek is saam met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Baie maklik om te sê dat ek is saam met Christus gekruisig, maar alweer ek kan dink is me, myself en I. Die Here Jesus wys aan die kruis dat hy dink aan die ander, en ons is gefokus op my eie koninkrykie, my huis, my dingetjies en my daadjies. Is ons gedagtes op ander gerig? Is ons besig met 'n koninkryk gesindheid waar ek minder word en die wil van God in my lewe meer kan word en vervul kan word? As die Here Jesus tot aan die einde gesorg het vir die koninkryk, geliefdes, moet ons nie ook hierdie gesindheid hê nie? Is dit nie wat die Here ook van ons verwag nie? En nou kyk ons na Potchefstroom, ek weet ek het dit al baie gesê. Ons kyk na die ouete huise hier en ons sien dat 'n seun vandag kan nie na sy ma kyk nie. 'n Dogter kan nie na haar ouers omsien nie. Ons sit met 'n vakansie Bybelskool en hoeveel kindertjies is nie nagelaat deur hulle ouers nie. Hoekom? Me, myself en I. Ek sit nog op my eie troon en probeer my lewe dikteer. Vierdens skree die Here Jesus op die 9de uur met 'n groot stem geroep en sê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? En geliefdes, wanneer ek hierdie gedagte deurdink, wanneer hierdie 'n werklikheid word in my gedagtes, dan wil my hart breek, my kop wil breek, as daar 'n dag of 'n oomblik of 'n moment is waar ek van die Here geskei moet wees. Wat sal vir my oorbly? Ek dink byvoorbeeld aan dieselfde opsie as my kinders nie meer hier moet wees nie. Die hartseer wat ek in my hart sou koester. En dan in dieselfde gedagte dat God nie meer met my is nie. En die Here Jesus moes dit deurgaan op die kruis. In daardie oomblik kom plaas die Here al die sonde, elke liewe sonde, elke liewe vuilgrappie, elke liewe vloekwoord, elke liewe dingetjie wat ons verkeerd gedoen het, kom plaas hy op die skouers van die Here Jesus. Elke liewe vuil gedagte, elke liewe ding wat ons gedink het, selfs wanneer ons dink is nie sonde nie, kom plaas hy op die Here Jesus. En toe die sonde op die Here Jesus val, het die Here hom onttrek. God het homself onttrek. En nou is dit nogal snaaks vandag dat die wêreld dink dat hulle kan met sonde speel.
Die wêreld dink dis snaaks wanneer ons dink dat ons kan aangaan in 'n sondige toestand. En dan die naïwiteit om te dink dat ek kan in my sonde voortleef en God sal my nog steeds naby wees. Was God lief vir sy seun? Hy glo met sy hele hart, met sy hele siel, met sy hele verstand. Maar toe die sonde kom, toe kon God se heiligheid nie daar bly nie. Hy moes onttrek van 'n seun vir wie hy so lief was, vir my en vir jou. En geliefdes, wanneer ons dink ons kan met sonde speel, my God, waarom het jy my verlaat? Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Toe die Here Jesus daar uitgeroep het, Jesus het daar uitgeroep sodat ons nie hoef nie. Jesus het daar die offer geword vir elke misdaad wat ek en jy gepleeg het. Maar ons moet dit insien dat hy dit gedoen vir 'n rede. Hy het dit gedoen sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. En nou sê Romeine hoofstuk 3, dat nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Kan jy sien dat ons verdienste kom nie vanuit onsself nie? Ek kan dit nie self bewerk nie. Glad en al nie. Ek kan nie my eie geregtigheid toon om eendag in die hemel te kom nie. Niks van dit nie. Paulus toon dat ons sonde ontbreek ons aan die heerlikheid van God, maar tog wil ons vandag daarmee speel. Tog wil ons dit vandag nog koester. Die enigste manier vir die kind van die Here om te volhou, skryf Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 30, sê hy, maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Geliefdes, ons kan vir onsself bepaal vanmôre hoe ver het ons al gegaan met die sonde. Ons kan vanoggend vir onsself bepaal hoe ernstig is ons oor sonde. Praat ons dingetjies goed? Hou ons nog aan dingetjies vas? Maak ons verskonings? Dit is altyd vir my interessant as 'n ou staan en rook en ek sê vir hom kom ons bid saam. Poep. Hoekom? Ons wil dit hier op aarde koester, maar ons wil dit in sy teenwoordigheid koester. Die Here Jesus roep uit, my God, waarom het jy my verlaat? En ongelukkig gaan baie mense in die hel vra, my God, waarom het jy my verlaat? As gevolg van sonde. In Johannes hoofstuk 19 lees ons die 5de uitspraak. Hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En ons kosbaar om na hierdie frase te kyk en te dink, wat het die Here Jesus nou hier bedoel? Het hy regtig dors gehad? Ek meen, daar aan die kruis, terwyl hy een wond is dit sy versoek, geef my iets om te drink? Hoekom het hy nie uitgeroep dat ek het honger nie? Hoekom het die Here Jesus nie uitgeroep, hoor hierso, ek het seer nie? Sy hele liggaam is verbrysel en hy roep uit, ek het dors. In die Ou Testament word dit al geprofeteer. In Psalm 96 vers 22, en hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Hoor echo.
Daar is 'n ekko. Toe die Here Jesus kom by 'n baie baie slegte vrou. 'n Vrou wat in hoereerdery betrokke was. Sy het 5 mans gehad. En die Here Jesus kom by hierdie Samaritaanse vrou en hy sê vir haar: elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die Here Jesus leer vir die Samaritaanse vrou dat hy die lewende water is en dat as iemand daarvan sal drink, sal hulle nooit weer dors hê nie. En dis alleenlik die Here Jesus wat ons geestelike dors kan kom les, juis omdat hy daarvoor aan die kruis gesterf het. Maak nie saak, geliefdes, wat ons behoeftes in hierdie dag mag wees nie. Maak nie saak wat ons tekortkominge in hierdie tyd mag wees nie. Die opdrag is uitdruklik: soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal dalk vir julle bygevoeg word. Julle het die leen gehoor? Dalk. Dis nie 'n dalk nie, dis 'n definitief. Ek staan nou die dag met 'n vroutjie en praat, en sy het 'n duidelike getuienis van redding. Duidelik. Sy getuig hoe die Here haar verlos het. Sy getuig hoe sy die Here soek. Sy getuig hoe sy Bybel lees. Sy getuig hoe sy bid. Maar sy vra vir my, kan ek nie vir haar geld gee, want sy het nie 'n plek om te bly nie. Sy vra vir my, het ek nie vir haar kos nie, want sy het nie kos om te eet nie. Ek vat haar terug na Matteus hoofstuk 6 toe. Matteus hoofstuk 6 sê vir ons, baie duidelik, moenie bekommerd wees oor waar jy sal bly nie. Moenie. Hy sê, kyk na die jakkalse. Hy sê, moenie bekommerd wees oor wat jy sal eet nie. Hy sê, kyk na die mossies. Hulle maak nie by mekaar in skere nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Hy sê, moenie bekommerd wees oor wat julle sal aantrek nie. Kyk na die lelies van die veld. Salomo in sy tyd was nie aangetrek soos hulle nie. En dan eindig hy daai gedagte af met, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis 'n belofte. En ek vra vir haar, maar kind van die Here, hoekom het Matteus hoofstuk 6 nog nie vir jou waar geword nie? Hoekom vervul die Here nie sy belofte in jou lewe nie? Kan dit dalk wees omdat jy met 'n halfhartige hart 'n oorgawe gemaak het? Dat jy nie alles op die altaar gesit het nie? En sy moes erken dat dit is waar. Toe ek vir haar vra, as jy eendag voor die Here staan en hy vra vir jou, hoekom moet ek jou in my koninkryk toelaat? Wat sal jy vir hom sê? Toe sê sy vir my, ek is gedoop. Die doop red jou nie. Het nog niemand gered nie. Sal niemand red nie. Die geliefdes, wanneer ons waarlik weergebore word, volgens Johannes 3 vers 3, dan word hierdie prys wat die Here Jesus aan die kruis vir ons betaal het, 'n werklikheid. Hy het die prys betaal. Hy het sy begeertes op sy gesit vir ons. Die gal en die bitterheid het hy aan die kruis vir my en vir jou geneem, sodat ons nie hoef nie. Maar ons sal dit nie kry as ons buite die wil van die Here is nie. Ons gaan dit nie vind as ons hom nie gaan soek nie. En in deur dit kan ons staat maak op God se beloftes. Elke liewe een van hulle. En dan lees ons in Johannes hoofstuk 19, waar die Here Jesus uitroep, dit is volbring. Dit is volbring. En hierdie is die oorwinningskreet. In die Grieks vind ons die woord wat die Here Jesus hier gebruik het, die woord tetelestai. En hierdie term het 'n dubbele betekenis. Daar's 2 betekenisse wat ons hieraan moet koppel. Die eerste een is naamlik perfek. Reg, dit is perfek. Met dit saam soos 'n finansiële term, soos wanneer jy jou huis afbetaal het of jou kar afbetaal het. Ek het altyd gelag vir die ouens met hulle dierkarre. Dan het my pa altyd gesê, maar waar is sy kar se papiere?
O, dis by die bank, dan is dit nie sy kar nie, is die bank se. Wanneer jy daai kar afbetaal, dan kry jy die kar se papiere. Jy kry 'n daad om te sê dat dit is alles afbetaal. Tetelestai, die skuld is betaal. En die Here Jesus het geweet, die profesie van God in Genesis 3 vers 15 is volbring. Naamlik daarin dat hy die slang se kop vermorsel en dat ons in hom redding kan kry. Daarom skryf Johannes in 1 Johannes 5 vers 13 sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Seun van God. Jy sien, die Ou Testamentiese volk kon dit nie weet nie. Hulle kon nie daardie verklaring maak nie. Maar nou dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, nou kan ons dit weet. Ons kan weet of ons gered is of nie. Ons kan sekerheid van saligheid hê. En ek weet baie mense sê, ag, hoe kan ons weet? Jy sal weet. Want die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Kom nou. En nou kan ons onsself vra, getuig die Gees van God vandag in jou lewe? Getuig die Gees. Werk die Gees van God in jou lewe? Is die Gees van God besig om vrugte in jou lewe te kweek? Is ek besig om die wil van die Here uit te voer deur die Heilige Gees wat my lei? En dit is baie maklik om te beantwoord. Ons almal ken die waarheid hier in ons harte. Ek weet nie waar u stand is nie, maar u weet vandag. U weet. Kind van die Here, word ek gelei op 'n plek van heiligmaking. Die skuld is betaal, maar gaan ons aan met dieselfde dinge? Het ons waarlik op die plek gekom waar ons kan sê dat ek is in die heiligmaking besig? 1 Januarie 2026 was Marco dit. Ek skaam myself dood as dit 6 maande later nog dieselfde Marco is. Ek skaam my dood om te kan sê dat die Here het in hierdie week vir my niks gedoen het. Ek skaam my dood as ek sê dat in hierdie week het die Here vir my niks kom doen nie. Maar dan hoekom het hy aan die kruis gesterf? Wat het dit vir 'n mens beteken? En dan heel laaste kom die Here Jesus en hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy het gesê, het blaas hy die laaste asem uit. En weer eens dink ek aan daardie dag, what a day it will be when my Jesus I will see. When he takes me by the hand, it leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Want ons kan almal nou weet, dat ons gaan, elke een van ons gaan opeindig op 'n sterfbed. Of jy daarvan hou of nie, of jy daarin glo of nie, ek het nog nie iemand ontmoet wat die dood meegespring het nie. Daar is 'n tannie in Groene Wilgers, ek dink sy is nou 105. Ons wag vir volgende jaar se verjaarsdag, gaan 'n groot makkie wees. Maar selfs sy sal eendag 'n sterfbed sien. Elke liewe persoon. Daar is 'n boek geskryf, Voices from the Edge of Eternity. Hy is verban in Suid-Afrika, omdat Charles Darwin sy getuienis daarin geskryf het, en ons kinders leer die evolusieteorie wat deur hom op daardie nonsens. Die mooiste storie vir my, of een van die aangrypendste stories vir my, is 'n verpleegster in Frankryk, wat gesê het, al gee hulle vir haar al die skatte van Europa, sal sy nooit weer aan die sterfbed staan van 'n ongelowige. Nooit weer nie. Deur dit wat sy gesien het, deur dit wat sy besef het. Maar uiteindelik daar op die sterfbed, wanneer soos Days of Our Lives, en deel vir Days of Our Lives. Days of Our Lives het ons begin met through sand through the hourglass. So are the days of our lives, né? Daardie krummeltjies gaan opraak. Ons dae gaan getel wees. En wanneer daardie dag aanbreek, en daardie laaste oomblikke, weet ons presies in wie se gees in wie se hande ons gees oorgee.
In daardie oomblikke gaan ons weet, gee ons ons gees oor aan die Here of gee ons ons gees uit tot die hel. En nou sê 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie aan ons geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons sal weet dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En geliefdes, ek vra u met 'n groot bekommernis in my hart, weet u dit vandag? Het u daardie sekerheid? 2000 jaar terug ontvang ons die grootste geskenk wat ons ooit sal ontvang. Maar ek vra, het die kruis al 'n werklikheid in jou lewe geword? Die Here Jesus het aan die kruis gehang sodat daar vergifnis kan wees vir alles wat ons eens op 'n tyd verkeerd gedoen het. Hy het aan die kruis gesterf sodat daar vir my en vir jou sekuriteit kan wees. Hy het aan die kruis gesterf sodat ons nie verlore hoef te wees nie. Ons hoef nie alleen te wees nie. Hy het aan die kruis gesterf om ons geestelike dors te les. Hy het dit alles deurgegaan om die plan van die Here te volbring en hy het gesterf sodat ons 'n ewigheid saam met hom kan wees. Geliefdes, vanmôre staan ieder en elkeen van ons weer voor die kruis. En daar by die kruis is daar een van twee opsies. Ons staan voor die kruis en ons weet dat ek moet buig en nog oorgee. Of ek staan voor die kruis in dankbaarheid vir die verandering wat hy in my lewe gedoen het. Waar staan ons vanmôre met die kruis? Waar staan ons vandag met die Here? Die Here nooi ieder en elkeen vandag om deel te hê in dit wat die Here Jesus daar vir ons gedoen het. En ons kan wees soos die ander wat gesê het, laat Barnabas los, maar kruisig hom. Ons kan van hulle wees, want terwyl die Here Jesus vanmôre hier verbyloop, spoeg ons hom in die gesig. Ons kan van die wees wat een van die slae in sy liggaam inslaan. Ons kan dalk vanmôre daardie een wees wat die doringkroon in sy skedel indruk. Wat beteken die kruis vandag vir jou? Die Here Jesus nooi u om nie net by die kruis te staan en dit te admireer nie. Die Here Jesus nooi ons om nie net te sê, well done Jesus, vir dit wat jy gedoen het nie. En die Here Jesus nooi ons, want vers 10 van ons geleesde gedeelte sê, sodat in die naam van Jesus sou buig van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. En dis mooi die drie vlakke wat hy daar gee. Die wat onder die aarde is, die wat op die aarde is en die wat bo is. Selfs hulle wat in die hel is, gaan getuig en buig voor Jesus omdat hy die Here is. Die wat nie glo nou op aarde nie, hulle sal glo. En hulle wat in die hemel is, sal in dankbaarheid juig dat Jesus ons verlosser is. Geliefdes, wat beteken die laaste woorde van die Here Jesus vanmôre vir jou? En as jy nie daardie sekerheid het nie, moenie uitbeweeg nie. Kom praat. Kom deel. Maar moenie dat die kruis soos die Grieke 'n dwaasheid in jou lewe bly nie. Mag die genade van die Here met ons elkeen wees, terwyl ons vanmôre hierdie gedagte oordink. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dit was so 'n groot daad. Ons gedagtes sal nooit die volheid daarvan kan bepeins nie. Maar dankie, o Here. Dankie dat ons kan deel hê daarin. Dankie Here dat U die weg oopgebaan het vir elke liewe persoon. Maar weet ons Here dat net soos wat U knegt geskryf het, is die kruis nog steeds dwaasheid vir baie. Sal U ons asseblief oortuig, sal U ons asseblief rig, sal U ons asseblief op die punt bring. Here, al sê die skrif dat ons sal getuig en ons sal bely dat Jesus die Here is.
mag ons dit doen op die regte tyd. Mag ons dit doen op die regte manier. En sal ons daardeur vir U alleen die eer en die aanbidding van ons harte bring. Dankie Jesus dat U verlossing gebring het ook vir my. Vir elke liewe persoon. En sal ons nie vanmôre skroom, Here, as ons nog nie 100% reg gemaak het nie, sal ons nie skroom om met U reg te maak en U naam te verheerlik in en deur dit alles nie. Dankie Here vir U goedheid. Dankie Here vir U guns. En dankie Here dat ons U kan vertrou vir dit alles en weet dat die goeie werk wat U begin het 2000 jaar terug, U sal dit volëindig tot op daardie kosbare dag wanneer U ons kom haal. Ons bid dit in diepe afhanklikheid met groot dankbaarheid in ons harte, alleenlik in die naam van Jesus.